Ek kan maar daar bly staan as jy vir die lofsang ook sommer daar bly, dis reg. Kom ons word stil voor die Here en dan begin ons in sy naam. Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here. Vanoggend soos dit vir ons in Markus 12 en Filippense 2 uitgespel word. Markus 12 vers 28. Wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod, en die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Filippense hoofstuk 2, vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volledig, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid met die een, die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is.
Aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bely, solank hy in sy sonde bly lewe. Psalm 32 vers 1 en 5 sê, welsalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam, in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Of het jy nou 'n lied nog wat jy gaan sing? Ja, nog gebed.
Kom ons bid nou saam. Ewige God, almagtige Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons loof U vir die redding deur Jesus Christus vir ons bewerk. Dat ons ook die voorreg het om dit te kan bedink uit U woord, dit te kan besing uit ons harte uit. Ons loof U daarvoor. Ons vra dat U in U genade dan ook vir ons vanoggend genadig sal wees, dat U woord in ons harte sal tuiskom, sodat ons kan hoor en verstaan en gaan doen. Dankie vir die reën. Wees met daardie plekke wat nog nie reën gekry het nie, of waar dit nog droog is. Wees met die oeste op die lande. Wees ook met hulle wat siek is by die huis, hulle wat om verskillende redes nie hier is vandag nie. Dankie dat U elkeen ken. Ons vra dat U nou ook dan met ons sal praat, want die kinders luister. In die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, Filippense hoofstuk 2, en ons lees dit uit die 2020 vertaling. Ons het net nou by die wet die eerste deel gelees, so kom ons lees hier vanaf die 5de vers. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Ons lees net so ver. Een sekere koning in 'n minder bekende landjie het die gebruik gehad om gewone klere aan te trek, soos 'n armrage landsburger. En dan daar by so klein hekkie agter die paleis uit te glip. En dan in 'n staatsgebou te gaan in die tou staan vir alles wat gedoen moet word. En dan het hy natuurlik in hierdie proses baie mooi agtergekom. Wat gebeur onder die amptenare van die land? Hy kon baie mooi agterkom. Wie is korrup? Wie is ongeskik? Wie doen nie hulle werk nie? So het hy as te ware die samelewing infiltreer. So het hy een van die mense geword om te kyk wat aangaan. Dit het baie goed gegaan in hierdie land, want hierdie koning het nie gehuiwer om die mense in te roep wat oortree het nie. Maar dit is niks niets nie. Ons sien dit deesdae baie op die internet. Beelde van die besturende direkteur van 'n maatskappy of die eienaar van 'n maatskappy wat homself vermom as ware en gaan kyk hoe gaan dit in sy besigheid. Maar dis ook niks niets nie. Meer as 2000 jaar gelede het die koning van die konings dit al gedoen.
meer as 2000 jaar gelede. Maar waar hierdie ander koning waarvan ons gehoor het, en die besigheidseienaars en amptenare hierdie ding doen om mense uit te vang, het die koning van die konings gekom om te dien. Anders as om te kyk hoe dien mense, het hy gekom om ons te red van ons sonde. Die Here Jesus Christus het wel gekom, en die Bybel sê, sy koms was 'n toets van mense. Dit sou aan die lig bring, wie sou glo en wie sou nie glo nie. Hy het 'n skeiding gemaak. Maar die hoofrede om hy gekom het, is om ons te verlos van ons sonde. Hy het gekom om in ons plek te ly en te sterwe. As ons dan in lydenstyd is, dan is dit paslik om te dink aan wat die Heidelbergse Katekismus in Sondag 15 vraag 37 vra. Wat verstaan jy onder die woordjie gely? En nou is dit so, dat ons baie keer aan die hoogtepunt, of kan ons sê die dieptepunt, van die lyding van die Here Jesus dink, daar waar hy aan die kruis gehang het. Maar sy hele aardse lewe was lyding, was vernedering, was opoffering. Die antwoord van Heidelbergse Katekismus Sondag 15 vraag 37 is dan, dat hy aan liggaam en siel die ganse tyd van sy lewe op aarde die toorn van God en die sonde van die ganse menslike geslag gedra het. Ons het dit kon saamvat deur te sê, Christus het homself as diensknegt verneder om vir ons sondes te betaal. In eerste plek, Jesus Christus het die mensheid aangeneem. Voor sy menswording het Christus in goddelike heerlikheid by die Vader verkeer. Hy het in die gestalte van God bestaan. En dit beteken dat hy die natuur van God gehad het. Dat hy die bestaanswyse, die wese van God gehad het. Want hy is mos God self. Hierdie bestaanswyse kan dus nie geskei word van sy God wees nie. Hierdie bestaanswyse kan nie geskei of weggeneem word van sy persoon nie. Christus was dit dus God, met sy inherente Godheid in hom sigbaar. Christus was God, en die eienskappe en die kwaliteite daarvan kon hy nie verloor nie. En tog het hy mens geword. Hy het die volle reg op hierdie waardige bestaanswyse gehad. Hy kon met reg gesê het, moet dit nie van my roof nie. Maar hy het dit geen roof geag om dit prys te gee nie. Hy kon staan op sy reg om net as God op godgelyke wyse te bestaan. Dit was sy reg. Dit was sy volle reg. Iets wat hom van ewigheid af toegekom het. En tog was hy bereid om deur sy menswording ook die menslike bestaanswyse aan te neem. En ons moet verstaan, vir ons is die menslike bestaanswyse mos maar al wat ons ken. Maar vir hom was dit die bestaanswyse van 'n diensknegt. Dit was 'n vernedering, maar 'n selfvernedering, om die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Hy kon sy goddelike wese nie verloor nie. Maar ons kan dit dalk formuleer deur te sê, hy het sy goddelike bestaanswyse 'n tyd lank prysgegee. Die gestalte van God waaroor vers 6 praat, dui dus op die wese van God, dui op sy goddelike natuur, wat nie geskei kan word van sy persoon nie. Dit is die openbaring van sy wese, sy goddelike heerlikheid, van hoe hy is,
en wie hy is. En tog was hy bereid om deur sy menswording ook 'n ander bestaanswyse, die van 'n mens, van 'n diensknegt aan te neem. Jesus Christus was dus van ewigheid af God en sal dit tot in ewigheid wees. Die werkwoord wat hier gebruik word, is die tydsvorm wat aandui dat hy in die gestalte van God was en dat hy voortgegaan het om in die gestalte van God te wees. Jesus Christus in die tweede plek het nie krampagtig vasgehou aan sy goddelike bestaan nie. Die tweede deel van vers 6 se betekenis is idiomaties. Daar staan hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy kon daarop aandring, maar hy het nie protesteer toe die Vader hom die pad van lyding laat loop het nie. Hy het nie gedink dat hy beroof word van iets toe hy in gehoorsaamheid die pad geloop het nie. Hy het dit vrywillig gedoen. 2020 vertaling vertaal dit so: hoewel hy in die gestalte van God was, het hy die gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Hy het dus nie gereken dat hy beroof word van sy reg toe hy mens geword het nie. In nederigheid het hy dit gedoen. Vrywillig, terwille van my en jou redding. Dit gaan daarom in hierdie deel dat dit Christus se reg was, dat niemand dit van hom kon wegneem as hy dit nie vrywillig afgelê het nie. Maar hy het nie daarom krampagtig vasgeklem nie. Dit was sy reg om alleen op God gelyke wyse te bestaan. Maar in liefde het hy gekies om te lewe as mens op aarde. In die derde plek, Jesus Christus het homself leeg gemaak van sy goddelike bestaanswyse. Nou weet ons het dit al gesê, hy kon nie hierdie bestaanswyse verloor nie. Hoe dit dan gebeur? Vers 7 beskryf dit so: hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Jesus Christus wat die seun van die koning was. Jesus Christus het nie sy kindskap van die Vader opgegee nie, maar hy het ook 'n ander identiteit aangeneem. Hy het sy goddelike bestaanswyse prysgegee om mens te word. Sy geboorte as 'n nietige mensbaba was alreeds die eerste stap van sy vernedering, van sy lyding. Maar ook sy lewe hier op aarde, in die stof van die wêreld, in die gewoel van die wêreld, tussen die sondaars, het hom dan natuurlik ook elke dag op prys gekos. Calvin sê dat hy hom van sy majesteit en sy heerlikheid ontledig het. Dit beteken nie dat hy dit verloor het nie, maar wel dat die uiterlike openbaring daarvan 'n tyd lank nie sigbaar was nie. En dit leer vers 7 ons ook. Hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Sy ontlediging beteken dus nie dat hy sy goddelikheid verloor het nie, maar dit beteken dat hy as deel van sy wese God gebly het, maar tog ook mens geword het. Hy is leeggemaak van sy goddelike bestaanswyse vir 'n tyd lank. In die vierde plek, Jesus Christus het dit vir ons gedoen, vir my en vir jou. Die vraag is, wat doen ek en jy in reaksie hierop?
Wat doen ek en jy in reaksie op sy offer, sy lyding? Van krib tot kruis was dit vir die Here Jesus 'n pad van vernedering. Sy gehoorsaamheid aan God en sy oorgawe en onderworpenheid aan God se wil, tot heil van die mens in belang van ander, word deur hom volgehou tot die dood toe. Die vernedering bereik daar in sy laagste trap, dat selfs die dood nie gewoon of eerbaar sou wees nie, maar 'n smartlike en 'n vervloekte kruisdood. Hierdie perikoop is Christus dis die hoogste, die volmaakte voordeel van nederigheid en selfverloning terwille van die redding van ander. Dit volg dan ook op die oproep dat daardie gesindheid ook in ons as Christene moet wees, wat in Christus self was. Selfverloning, diensvaardigheid, nederigheid, gehoorsaamheid, ten koste van onsself, volharding tot die einde toe. Dit plaas ook 'n verantwoordelikheid op ons dus en gee rede en motivering aan ons lewe van dankbaarheid. Dis hoekom ons na die wet luister. Dis hoekom ons na die woord kom luister, sodat ons lewens kan rig in dankbaarheid op God. Die konteks van ons teksgedeelte is dus die appel dat ons ook nederig moet gaan wees. God en ons naaste moet gaan dien. Onsself moet vernedering opoffer. Miskien so 'n bietjie minder staan op ons regte. Wees as gelowiges lief vir mekaar, sê Filippense 2. Wees as gemeente eensgesind, nederig, besorg oor mekaar. Want Christus het nie aan sy goddelike bestaanswyse vasgeklou nie, maar dit prysgegee, sodat ons die lewe kan hê. Gelowige, doen dan soos hy. Ten slotte, Christus het homself tot die dood verneder om vir ons sondes te betaal. Hy het mens geword. Hy het nie vasgeklou aan sy goddelike heerlikheid nie, maar in nederigheid die dienskneg van 'n slaaf aangeneem. Alles net vir ons. Dit het hy vir jou gedoen. Wat doen jy vir hom? Amen. Kom ons bid saam. Grote God, U het vir ons met U genade redding gestuur. Here Jesus het gekom en vrywillig U goddelike heerlikheid 'n tyd lank prysgegee, ontledig daarvan, om die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, om as mens te kon betaal vir die sonde van die mensdom. Help ons dan om uit dankbaarheid vir U te lewe. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawe. Die koor gaan ook vir ons 'n lied sing. En terwyl hulle plekke inneem, Nikkie van der Meulen is sonder beswaar dan verkies eenparig as diaken in die gemeente.
Kom ons sing die slotsang van die gemeente, Gesang 194 vers 4, en dan gaan ons by die seënbede, van die kore seënbede sing, en daarna spreek ek die seën uit.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.